Goeiemôre julle en welkom vanoggend by die derde kwartaalse koffieoggend. Ek is so bly julle is hier en ek hoop julle het 'n lekker koppie koffie vanoggend. Ons gaan lekker gesels oor vroue wat inspireer, stories deel, want natuurlik wanneer dit moeilik gaan het ons daardie een persoon nodig wat vir ons kan moed gee. So ek is Tanya en dit is my kollega Jolandi. Ons werk by die Studie Trust. Ek is 'n fondsbestuurder en sy is 'n afdelingshoof. So voordat ons nou vanmôre wegspring, ek wil julle net herinner, ons gaan die kompetisie hardloop tydens hierdie uitsending. So hoe dit gaan werk is, kom ek sê eers Jolandi, wat is die prys? Dit is 'n R1000 geskenkbewys van Takealot. So prys. al wat julle hoef te doen is, gedurende hierdie uitsending, gaan volg ons asseblief op Instagram. En dit is helpendehand_Studie Trust. So net voor ons dan afsluit, sal ons die wenner aankondig en ons sal dan jou na die tyd kontak om die prys by jou uit te kry. So ek wil vandag begin by 'n storie wat omtrent 180 jaar gelede afgespeel het. Die inspirerende vrou vir my is Susanna Smit. Sy was die suster van die voortrekker leier Gert Maritz en sy was ook die vrou van eerwaarde Erasmus Smit wat die eerste predikant van die voortrekkers was. Maar ek dink sy was meer bekend vir daardie woorde wat sy gespreek het, ek loop eerder kaalvoet oor die Drakensberge as wat ons onder die Britse bewind val. En dit is so mooi, as jy nou net gou vir 'n oomblik dink, jy staan voor hierdie massiewe berg, jy's 'n vrou, jy's kaalvoet, maar sy het dit gedoen omdat sy geweet het, daar's 'n beter toekoms wat voor lê. So sy het nie skoene gehad nie, maar iets wat sy gehad het wat belangrik is sy het moed en geloof en vasbyt gehad. So, Susanna het geleef in 'n tyd van konflik, van onsekerheid. Sy het nie gemak gehad nie en sekerheid het ons partykeer as vanselfsprekend aanvaar. So sy het ook geglo in klein treetjies, maar sy het ook geweet dat die pad vorentoe moet sy ooptrap vir haarself en dan vir die wat na haar kom. Susanna is vir my 'n voorbeeld en 'n simbool dat jy nie altyd die sterkste of die slimste of selfs die mees gesiene persoon hoef te wees om 'n verskil te maak nie. As jy sagtheid en standvastigheid het, kan jy selfs die geskiedenis verander. So hoe bring ons dit nou in konteks tot by vandag? Julle wat studente is, wat saam met ons nou inskakel, julle het ook berge wat voor julle lê. Dis natuurlik net 'n bietjie anders. Dit mag dalk 'n geldsaake wees, wat soos 'n berg voor jou lê, of selftwyfel dalk. Of dalk is dit druk van familie, of werk, selfs die wêreld daar buite wat vir jou sê, gaan jy dit maak? Ek weet nie. Sjoe, dit is klomp ding om oor te dink. So by die helpende hand, sien ons nogals dat die studente begin kaalvoet, maar hulle volhard. So jy hoef nie noodwendig skoene te hê nie. Jy kan letterlik net aanhou stap. Ons het die Susanna Smit Studiefonds begin en dit is vernoem na hierdie dapper vrou. Ons het al, Jolandi Nessel weet, ons het al sedert 2020 28 vroue deur hierdie fonds gehelp. En soos ek gesê het, hulle is kaalvoet studente wat volhard het en weet jy wat, vandag is van hulle onderwyseresse wat ander kleutertjies leer. Hulle is maatskaplike werkers wat families red. Hulle is dokters en ontwerpers wat 'n verskil maak in mense se lewens. En dan ook haarkappers wat glimlagte op mense se gesigte sit. So hulle het regtig al hulle berge versit, wil ek amper sê, en nou help hulle ander om ook, jy weet, saam te klim. Hulle is 'n inspirasie vir ander. Ja, so ek dink vanoggend as Susanna hier was, sou sy vir ons 3 vrae gevra het. Dien ons ander mense, help ons kinders uit armoede en bemagtig ons seuns en dogters om hulle eie stem te vind. En ek dink ons antwoord is beslis ja. Want selfs julle studente wat studeer en volhard, dit is nie net vir julle eie toekoms nie, maar dit is vir julle gesinne, julle gemeenskap en selfs vir die toekoms vir die hele land. Opleiding is meer as 'n graad, dit is vryheid, nê? En dit is die sleutel tot die slot wat armoede oopmaak.
Dit vat opoffering, ja, en dit vat vasbyt, maar ons moet kaalvoet oor daardie klippe loop, al maak dit seer, want ons weet wat wag aan die kant. So ek wil net vinnig afsluit en sê, dat as jy vandag moedeloos voel, onthou vir Susanna. En as jy voel, jou berg is baie styl, dan onthou daar die 28 vroue, wat al reeds hierdie berg geklim het. En as jy wonder of dit alles die moeite werd is, onthou jy is besig om 'n pad op te trap, nie net vir jouself nie, maar ook vir die wat na jou kom. So ek wil graag vir julle sê, ons almal stap kaalvoet oor hierdie berge, nie omdat dit maklik is nie, maar omdat jy weet daar wag 'n beter toekoms vir môre. Beslis, ek dink ons elkeen het ook 'n Susanna in ons eie lewe wat ons kan sê, inspireer ons, en ons wil ook graag, ek dink die simbool van die kaalvoet is vir my so mooi, ons het nie altyd die gereedskap vooraf nie, maar ons wil ook graag vol hart en aan die ander kant uitkom. So ek sit ook vanoggend hier met baie inspirasie van vrouens in my lewe, en ek het self die afgelope 5 jaar studeer, so ek sit hier as 'n student en gesels met julle vanoggend. Baie welkom, dit is lekker om met julle te gesels. Ek hoop daar's van ons manne wat ook ingeskakel het, want julle het ook maar elkeen in julle lewe 'n vrou wat inspireer en bystaan. Absoluut, ja. Definitief. So vanoggend sit ek hier as 'n finalejaar student. Ek het die afgelope 5 jaar deeltyds studeer, voltyds gewerk, en ek het ook 2 kinders op laerskool en 'n man by die huis. So ja, ek kan vir julle sê, dat ek weet, daar is regtig uitdagings as dit kom by balans in die lewe vir 'n student. So baie keer moet jy balans tussen jou studies en jou sosiale lewe vind, of jou verpligtinge by die huis, of selfs baie van julle het ook reeds 'n werk. So om daai balans te vind is nie altyd maklik nie, en dit kan soos 'n berg voor jou lê, definitief. So dit is baie belangrik dat 'n mens onthou, wat is die rede, jou groot rede waarom jy hierdie doen. So vir my is dit dalk om vir my kinders 'n voorbeeld te wees, om vir hulle te wys dat jy moet volhard en jy moet jou drome volg, en jy moet vir jouself 'n beter toekoms gaan skep. Niemand gaan dit vir jou doen nie, en dit vat soms harde werk en deursetting. Vir jou is dit dalk 'n ander rede. Wat ook al jou rede is dat jy studeer, onthou daardie rede, gaan dink 'n bietjie weer, hoekom doen ek dit? Veral hierdie tyd van die jaar, as dit dalk moeilik raak, as jy moeg is, as die toetsreeks voor lê, hoekom studeer jy? Hoekom is jy hier? En daardie rede kan jy soms deurdra. So vir jou mag dit dalk net wees, maar iemand het vir my gesê ek moet studeer, en ek is verplig om hierdie te doen, en dit sit baie druk op my, maar daardie persoon wat gesê het, jy moet 'n beter toekoms vir jouself skep, is net lief vir jou, en wil net die beste vir jou hê, so maak dan nou terwyl jy besig is, maar die beste van die situasie, en sit alles in. So vir jou is dit dalk die rede dat jy weet dat jy weet nog altyd wat jy wil word dalk, en jy het besluit van kleins af jy gaan dit word, en nou raak dit moeilik, en dit is dalk nie wat jy gedink het dit gaan wees nie. Onthou daardie rede en daai motivering van hoekom jy hier is, en hoekom jy studeer, en volhard en druk deur, dit gaan nie moeite werd wees. So wat ook al jou rede dalk mag wees, onthou dit, moet dit nie vergeet nie, en ja, vra die mense om jou te herinner. So, dan wil ek vandag bietjie ook gesels oor daardie balans vind tussen alles. En ek dink wat 'n groot rol speel is, maar ons is elkeen uniek geskape. En jy moet regtig waar jouself ook ken. Dis belangrik in die algemeen in die lewe om jouself te leer ken en te verstaan wat se tipe mens is ek en wat is my persoonlikheid. En daai persoonlikheid gaan vir jou sê wat het jy nodig in die lewe? Wanneer het jy nodig om by iemand anders bietjie inspirasie te gaan vind? Dalk is jy is baie sosiale mens en jy weet jy hou baie daarvan om meer te gaan staan en gesels of saam met mense te wees. Jy's dalk 'n ekstrovert, jy wil baie graag saam met mense wees. So dis vir jou dalk 'n bietjie uitdagend wanneer dit kom by studies en fokus en op jou eie wees. So kry dan vir jou daai mense in jou lewe wat vir jou kalmte bring.
wat bietjie meer gefokus is en rustiger is. En wanneer dit kom by eksamentyd en leertyd of fokustyd, dan gaan kry jy daai mense wat in jou groep is en gaan sit bietjie by hulle en raak rustig of vra vir hulle hoe fokus hulle. Jy is dalk die persoon wat eerder in jou kamer sal bly en leer en dan weer te min by mense uitkom. So omring jouself in daardie tye bietjie met jou ekstrovert vriende en gaan kry net daai bietjie uitkom en bietjie mense sien, want jy kan dalk bietjie te lank fokus en op jou eie wees, wat ook nie goed is vir daai balans nie. So, gaan kyk regtig wat 'n tipe persoonlikheid het jy, wie is jy en wat het jy nodig? Dan is die ander vraag wat ek vir jou wil vra, wat kan jy bied? Weer as dit kom by persoonlikhede, jy dalk vriende wat jy nodig het, jy ken jou mense om jou, wat kan jy bied om bietjie ondersteuning te bied en die mense rondom jou te help? Veral as jy weet, almal het druk en almal stres en dit gaan bietjie moeilik hierdie tyd van die jaar as jy moeg raak of die toetsreeks lê voor. Wat kan jy bied vir ander mense? Waar kan jy inspireer? En by wie moet jy 'n bietjie gaan inspirasie vind ook? So, wat ek ook wil sê is belangrik om te onthou dat jy is nie alleen in hierdie reis nie. So, dit is ook belangrik om te onthou wanneer moet jy bietjie uitreik en hulp vra. So, wanneer jy voel dat dinge raak bietjie moeilik, of jy raak dalk eensaam, want jy is nie iemand wat sommer uit jou kamer uitkom as iemand jou nie kom roep nie, of wat ook al die situasie mag wees, onthou, jy kan uitreik vir hulp, al is dit net vir 'n geselsie of 'n koffie, of as jy dalk meer hulp nodig het, laat weet bietjie vir ons, hoe reik jy uit vir hulp, of watter hulp bied jy vir mense, skryf bietjie vir ons 'n boodskap en laat weet vir ons, wat is jou persoonlikheid en hoe reik jy uit of hoe bied jy hulp aan. Dit sal lekker wees om ook van julle te hoor. Ja, stem. Ja. So ons gesels vandag oor vroue wat inspireer. Ons het 'n mooi voorbeeld gehoor van Susanna Smit soveel jare terug, wat vandag nog steeds vir ons inspireer. En vandag wil ek vir jou net los met 'n vraag ook. Wie is daai vrou in jou lewe wat jou inspireer? Gaan dink 'n bietjie daaroor. Wie is die vrou wat vir jou moed gee en wat jou laat aanhou probeer, en is dit jou moeder, is dit jou vriendinne? Vir my is dit baie keer kollegas wat my ondersteun. Hulle weet ek studeer, hulle ondersteun my man en my kinders wat my ondersteun. Ek het 2 dogters en hulle kan jou ook ondersteun. Dit hoef nie noodwendig iemand ouer te wees nie. So gaan dink vir ons bietjie en laat weet vir ons, wie is daai vrou in jou lewe wat jou inspireer? Jolandi, ekskuus voordat jy aangaan, ek wil net weer noem, julle moenie vergeet van die kompetisie nie, die tyd hardloop uit. Yep. So as julle gaan nog wil deelneem, Gaan volg ons. ja, asseblief op Helpende Hand _Studie Trust en dan gaan ons die wenner binnekort aankondig. So nou net so laaste stukkie, as ons dink aan daai vrou wat jou inspireer, wat is die beste raad wat jy al ooit ontvang het van iemand in jou lewe? Dit sal lekker wees vir ons om ook daarvan te hoor. Goed, dan gaan Tanya vir ons nou sê wie is die wenner voor ons dan nou afsluit vir vanoggend. Gaan ons kyk wie net 'n lukraak naam kies van iemand wat ons vanoggend gaan volg het. Ok. Ons administratiewe dame daar agter, net vir ons gehou. Wat is die prys nou weer, Tanya? Dit is 'n R1000 se Takealot voucher. Dit is 'n lekker prys vir Ja, 'n so student. julle kan dan gaan kies wat julle wil koop, want elkeen se behoefte is anders. En ons wenner is Petrie van der Walt. Baie geluk! Geluk Petrie. Ons sal dan nou in kontak kom met jou en dan net reëlings maak om die prys by jou uit te kry. En baie dankie vir almal wat ons volg ook. Dit sal vir ons lekker wees as jy vir ons 'n bietjie kommentaar los ook daar. Ja, dit sal gaaf wees. Goed, ons is dankbaar dat julle vanoggend ingeskakel het, aangesluit het by ons, saam met ons 'n koppie koffie geniet het. Ons wil vir julle vanoggend net sê, en mag die woorde wat Tanya vir ons mee geopen het ook by julle bly. Mag jy die durf en die waagmoed hê om eerder kaalvoet oor die Drakensberge te stap as om op te gee. Moet asseblief nie opgee nie, onthou jou rede, onthou om deur te druk en inspirasie te vind by mense. En wees ook daai inspirasie in iemand se lewe. Baie dankie dat julle saam met ons koffie gedrink het vanoggend. Ek hoop jy het weer besef dat jy nie alleen stap nie. Ons leer by mekaar, ons dra mekaar
en ons kan mekaar inspireer deur ons stories. Wanneer dit voel of die pad lank is, onthou die woorde van Spreuke 31 vers 25. Krag en waardigheid is haar kleed en sy lag oor die dag wat kom. So mag jy vandag die wegstap met 'n bietjie moed, bietjie sterk waardigheid, onthou wie jy is, ken jou persoonlikheid en ja, vind inspirasie en gee inspirasie. Gaan leef vandag voort in jou krag en jou geloof. En sterkte vir almal wat toetse skryf en die jaar is amper verby. Kan julle glo ons eerste jaar, jy's amper klaar met jou eerste jaar. Dis amper 'n tweede jaar en dan het ons ook ouens wat amper klaar maak met hulle kwalifikasies. So hulle is berg, is amper verby. Ons dink aan julle. Nou dankie Jolandi, dit was lekker om saam met jou te gesels en dankie ook vir jou inspirasie. Ek weet daar's baie vrouens wat jy ook inspireer. Nie net wat jou inspireer nie, maar jy inspireer ook en so baie dankie daarvoor. Dankie Tanya, jy's ook daai diensbare persoon wat ons ook inspireer by die werk en altyd daar is vir ons en ons studente. Ja, Sham, dankie julle. Lekker dag. Ons gesels weer oor 'n rukkie.